Jy's ingeskakel op Oasis FM, die radiostasie wat lewende water bring. Ons kan gevind word op 89.8 op die FM frekwensie. Jy luister na die program Eer aan God en ek is jou gasheer Gabriel van Eden. Saam met ons in die ateljee op hierdie spesiale Kersdag is Dominee Joe Jansen van Rensburg van die Kerk, NG Kerk, en hy gaan met ons kom deel uit sy hart uit rondom Kersfees. Ja, baie dankie Gabriel. Dit is wonderlik om hier saam met jou te wees ook in hierdie oggend en ek hoop regtig dat dit 'n geseënde Kersfees vir elke luisteraar ook is, waar ook al jy jouself mag bevind. Weet jy, as jy so praat van Kersfees, is seker die dag, die geleentheid waar soveel families uitsien 'n hele jaar lank. Ons wil net op Jeffreys Bay kom om almal saam te kuier. En dit bly vir my een van die hoogtepunte van die jaar, om te kan sien gesinne, pappa, mamma, boetie, sissies, en hier kom oupa en ouma ook aan en die gesin kuier te lekker. So Joe, deel lekker uit jou hart uit vir ons, wat het God op jou hart gesit vir hierdie Kersdag? Ja, nee, baie dankie. Soos wat aan die een kant is die verhaal van families wat saamkom, maar aan die ander kant is daar ook 'n verhaal van mense wat dalk heel waarskynlik alleen is op hierdie Kersdag. Absoluut. Ons kry dit ook telke male, waar ons hoor dat 'n buurvrou of 'n vriend of 'n vriendin dalk alleen mag wees op hierdie dag. En dan hoop ek regtig dat hierdie boodskap ook vandag regtig 'n stuk warmte sal gee. Amen. En ek dink die hele hartklop is dat God eintlik sy hele verhaal in lig wou laat afspeel, van die begin af. En as 'n mens half begin, as ek vir jou vandag moet vra, waar ook al jy is, en Gabriel vir jou ook vanoggend of vandag, wat is, of lig, net die woord lig, wat is die eerste gedagte wat by mens opkom? Ons neem so maklik lig eintlik van selfsprekend, nê? As ons dink aan lig, dan dink ons aan 'n warm gloed of wat elke oggend so, wat jy ook hoeveel kere afneem hier so oor Jeffreys Bay, wanneer daai sonsopkoms en jy sien dit en jy beleef dit, dan of 'n kersvlam, of jy beleef dit in 'n helder wit van 'n LED kopliggie om 'n braaivleisvuur. Ons neem lig eintlik so van selfsprekend, en dan is ons eintlik vir iemand die werklike vraag moet vra, waar kom lig regtig vandaan? Dan is dit nogal so 'n bietjie 'n kopkrapper, want ons probeer eintlik nogal probeer ons woorde formuleer. En eintlik staan ons voor eintlik 'n soekende antwoord, wat baie meer kompleks is as wat ons dit net normaalweg sou antwoord. En ek dink dit is belangrik om te weet dat wetenskaplik is, het eintlik vertel dat lig is eintlik elektromagnetiese straling wat as energie deur die ruimte beweeg in die vorm van elektromagnetiese golwe. En teoloë, mense wat hulle self in die woord bevind en dit ondersoek, sal sê, gewoonlik die eerste woorde sal sê, wat was die eerste woorde wat God gespreek het? En dit is die woorde, laat daar lig wees. Oor 'n donker wêreld, laat daar lig wees. So iets van God is 'n God van lig. En lig vra dus twee kante. Aan die een kant is dit hierdie fisiese verhaal wat dit vertel, maar van verheldering van 'n vertrek of van hierdie aarde, of laat daar lig wees en daar was lig. Maar dan aan die ander kant, glo ek met my hele hart, Gabriel, is daar ook 'n geestelike verhaal van lig. En dit is daardie lig wat weer hoop bring en nuwe lewe en nuwe geleenthede. En hierdie dubbele betekenis lei ons eintlik reguit na Kersfees toe. En die verhaal van die ware lig wat mens geword het. Kersfees kom elke jaar op sy unieke manier na mense toe, of jy nou in die noordelike halfrond is en of jy in die suidelike halfrond is. My sussie wat haarself in die noordelike halfrond bevind, sy en haar man, is eintlik tussen koue en tussen kort dae en soms 'n wit Kersfees, sneeu wat val. Mense in die noordelike halfrond sal baie keer daarvan vertel. Ons beleef hier in Suid-Afrika, hier in die suidelike halfrond, hier in Jeffreys Bay, somer en son en warmte, soos wat Koos Doep in sy somer Kersfees liedjies sing, gee ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. En dis 'n voorreg wat ons het om iets te verstaan van wat lig is, nê? Ja, weet jy, terwyl jy so praat, dink ek sommer aan die Bethlehemster, en iemand het ook een keer gesê, 'n ster het geen lig
binne in hom nie, hy reflekteer. En dis vir my altyd kosbaar om te dink dat ons Hemelvader het die Bethlehemster wat helder geskyn het aan die hemelruim gebruik om die geboorteplek en die geboorte van Jesus te kon aankondig. Ja, dit is baie mooi. Dit is daai en oralste is dit hierdie eintlik hierdie kontras tussen lig en duisternis wat ons soveel kere in die woord eintlik optel. As ons baie mooi dink aan die eerste woorde in die Ou Testament, as ons daar begin in Genesis, dan sê dit laat daar lig wees. Lig wat fisies oor hierdie aarde kom skyn het. En ons weet waar lig is, daar's lewe ook. En God se karakter is van die begin af. Hy is die een wat lig bring, wat eintlik deur die chaos van hierdie donker eintlik kom inskyn. Maar ook fisies vir ons lewens ook. Hoeveel kere het dit nie al met ons lewens gebeur dat ons dalk deur 'n moeilike tyd gegaan het en dan is God se lig daar en God bring uitkoms in daardie omstandighede. As jy so praat van die moeilike tyd, dan dink ek aan 'n ou vriend, hy het altyd graag die uitdrukking gebruik. My ou vriend, dis nag. Dis nag. En toe het ons nou een keer die ding so 'n bietjie verder verander, een ou hier op Jeffreys Bay, hy sê, man, kom ek sê vir jou, in my lewe, die son kom ons so mooi op aan die ander kant van die see, hy sê, in my lewe het die son verdrink in die see, want hy het net nooit weer opgekom nie. 'n Praktiese voorbeeld van wat 'n ou sy hart met 'n mens kon deel, wat sê, dit is soos asof die son in die see verdrink het, dit het net nooit weer lig geword in my lewe nie. En so maklik gebeur dit dat ons, Leonard Cohen het mos daai baie bekende lied gesing, waar hy sê, waar hy in daai lied sing, we all have a crack, but that is how the light gets in. So ons almal in hierdie lewe het ernstige krake in ons lewens. Ek meen, die Here het alles goed geskape en hy het ons baie goed geskape. Maar dan kom die lewe en die sondeval en keuses en baie kere wat gebeur met mense se lewens is dat daar baie kere ons sê ons altyd dat slegte dinge gebeur met ons as gevolg van 3 redes. Die een is gewoonlik jou eie keuses wat natuurlike impak het. Jy weet, as ek 'n besluit maak, kan ek niemand anderste eintlik blameer op die besluite wat ek gemaak het nie. Ons wil dit baie min wil ons dit erken. Tweedens is dit ander mense se besluite wat 'n impak het op ons lewens. Absoluut. Dit gebeur en dan leef ons in 'n sondige wêreld waar ons weet ook waar die sondeval deel geword het van ons realiteit. En uit dit uit het ons ook vir mekaar gesê dat swaar kry en seer kry en krake is deel van ons lewens, maar ek dink die belangrike is hoe ons dit sien, want is daardie krake waar God se lig deur ons lewens kan inskyn, maar ook belangrik hoe ons dit ook dan, soos wat jy net nou gesê het, ons reflekteer dit ook van binnekant af uit na buitekant toe, sodat die wêreld kan sien wie God is, dat God 'n God van lig is. Dit is by ons byvoorbeeld die verhaal van 'n persoon wat byvoorbeeld deur 'n egskeiding is. Wie beter as om iemand anders te begelei wat deur 'n egskeiding gaan? Iemand wat iemand aan die dood afgestaan het. Wie beter as om iemand anders te by te staan wat 'n geliefde aan die dood afstaan, as daardie kraak waar God se lig eintlik deur en in ons kom skyn. As ons so dink op hierdie besondere Kersdag, ek weet van 1 of 2 mense wat hulle wederhelftes verloor het. Ek kan dink aan 2 spesifieke dames wie se mans albei oorlede is, en hulle is vandag op hierdie Kersdag alleen. Haar man is nie meer daar nie. En net die realiteit, en weet jy, dit is vir my ook wel mooi inkom weer wat die familie en die familie in Christus kan hande vat. Verseker. Hierdie geloofsgemeenskap wat die Here ons deel van gemaak het, en terwyl iemand anders deur pyn, ek wil nie sê lyding nie, maar dis daai hele ding van afwesigheid, pyn en afwesigheid gaan. My man is nie meer hier nie, dis die eerste Kersfees wat hy nie by my is nie. En hier kan ons as 'n geloofsgemeenskap op hierdie Kersdag vir mense hoop en moed gee en sê, reik uit, vra vir hulp, want ons mense is mos maar geneig om ons in ons eie donker hoekie te gaan sit en pyn en lyding en verwerping, mislukking daar te gaan koester. Gaan en steek jou hand uit en sê, op hierdie Kersdag het ek liefde nodig. Ja, dit is so mooi wat jy sê. Laat my nogal dink aan die woorde van lig, dat aan die een kant het God wel gesê dat laat daar lig wees, en later het hy ook in die Nuwe Testament gesê, ek is die lig vir die wêreld. En dan het hy dit nie daarby gebly nie. Hy het later van tyd het hy vir sy disippels gesê, gaan julle nou
en wees die lig. Amen. So dit is 'n lig wat aangedra word en oorgedra word. Yes. En daarom het in vandag se tyd is dit juis ons hande en voete en hierdie jy weet wat eintlik beskikbaar gestel word sodat Jesus Christus verheerlik kan word en dat ons die lig vir hierdie wêreld kan gaan wys deur dit. En dit is so waar wat jy sê, hoeveel mense sit vandag en hulle dink terug. Dis gewoonlik altyd daai eerstes, daai eerste Kersfees, daai eerste verjaarsdag wat nooit maklik is nie, daai eerste nuwe jaar. Om te dink ek moet sonder 'n geliefde eintlik moet ek deurgaan. Maar dan die belangrike is dat daai geloofsgemeenskap wat jy van praat, is wat kan ons doen om juis uit te reik, om lig te wees ook daar waar mense dit so nodig het, by daardie oom, by daardie tannie, dalk in 'n aftreeoord, wie se kinders dalk ver sit, of dalk in iemand wat ons dalk ken, jy weet, om saam met hulle dalk 'n middagete te gaan eet in hierdie tyd, en net saam met hulle te kan vertoef. En dit is wonderlik om te weet wat om 'n etenstafel gebeur. Ek dink Jesus het dit vir ons so mooi kom verduidelik. Hy elke keer as hy saam met mense is, dan eet hy saam met hulle. Maar dan gebeur daar 'n heeltemal 'n omkeer, jy weet, van lewe. So daar gebeur mos iets spesiaals. Ek sê altyd 'n etenstafel is 'n heilige tafel. Dit klink amper so iets soos as jy jou mond oop maak, maak jy jou hart oop. Verseker. Definitief. En dit help ook dat ons in vandag se tyd, ek dink ons lewe in 'n wêreld wat nogal redelik uitmekaar uit is. As ek dink as ons kyk in Suid-Afrika, ons kyk in die wêreld, dan sien ons baie duisternis en baie donkerte. Maar dan is dit so belangrik dat ons baie keer kan ons mure eintlik hoër maak. En eintlik in hierdie gedeelte wanneer ons eerder moet ons tafels langer maak. Want daarin gebeur daar eintlik die ware community, koinonia is die woord wat gebruik is, om te sê, maar ware community gebeur wanneer ek my tafel weier of eintlik langer maak, maar wanneer ek my hart en my lewe eintlik ook oopmaak, om iemand in te nooi, om vandag saam met ons te kan vertoef. En wat is die beste geskenk in Kersfeestyd as jou tyd? Wat jy vir mense, partykeer wil ons geld, of ons wil besittings, of ons wil goeders gee. En dit is nie goed wat ewigheidswaarde het nie. Ewigheidswaarde is nie wat jy eendag vir mense gaan agterlos nie, maar eerder wat jy in hulle gaan agterlos. Wat laat jy na in iemand se lewe? En terwyl jy nou so van Kersgeskenke en goed praat, ek besef net op hierdie Kersdag, een van die mooiste goed wat jy vir iemand kan gee, is 'n mooi Jesus glimlag. Seker. Want hoe laat skyn ons liggie? Deur eerstens vir iemand te seën met 'n mooi glimlag en net uit te reik met daai mooi glimlag op jou gesig. Dit maak vir iemand 'n verskil. Verseker, ons het by die gemeente waarby ek betrokke is, een oggend het ek gesê dat het jy geweet dat ons meer spiere gebruik om te frons in jou gesig as om te lag. En ons jaartema is weeslig, leeflig. So ons wil juis so min as moontlik energie gebruik, jy weet, om al hoe meer ons energie aan te wend vir die regte goed. En ek het daar ook gesê, so kies eerder maar 'n glimlag, want jy gebruik minder spiere in jou gesig as wat dit is om te frons. Maar as jy so praat van die gemeente se tema, dis 'n keuse wat 'n ou kon gemaak het aan die begin van hierdie jaar wat amper nou op sy rug is, wat 'n ou kan sê, hierdie jaar gaan lig wees. Verseker. Ek dink dit is, as ons kyk na wat Jesus gesê het van die begin af, het hy gesê dat hy het ingekom en hy het self ook op 'n tyd gesê, ek het nie eens rusplek vir my eie kop nie. Hy het lig deur die lewe gereis, om op daardie manier, baie keer kan ons onsself so omring met 'n klomp goed in hierdie wêreld, dat ons baie keer fokus kan verloor tussen dit alles. En ek dink Jesus bring ons juis weer terug om lig te wees, maar ook om lig te leef. Wat beteken is, dit is daardie goed wat ewigheidswaarde het, om van die goed ontslae te raak wat my terughou. En ek sê altyd, as jou geld, of as jou besittings, of as jou kar, of as jou huis, of as die goed wat jy het, jou terughou, dan moet jy dit ook voor die Here eintlik kom bely, en dan moet daar 'n omdraai kom om te sê, maar Here, hoe wend ek dit wat U my mee geseën het, want tog is ons mos op die einde van die dag net rentmeesters van dit wat die Here aan ons toevertrou het. So daarom is my kar, my huis, my besigheid, my alles, is eintlik maar die Here sinne. Ek is maar net 'n bestuurder daarvan, en dat ek vir myself moet afvra, Here, hoeveel van hierdie hoeveel van hierdie wat U sin in elk geval is, moet ek vir myself hou, en hoeveel van dit moet ek aanwend vir die koninkryk, vir die opbou en uitbou daarvan. Ek dink nou terug, baie keer is ons bereid om iets te bely, maar ons is nie bereid om verantwoordelikheid te vat. Deur eerstens te sê, Vader,
vergewe my, ek was verkeerd. Ja. En dan kan vergifnis plaasvind, maar dit is amper asof 'n ou nie die verantwoordelikheid wil vat nie, en deur net te sê, die manier hoe ek het verstaan het, die manier hoe ek het gedoen het, Vader, vergewe my, ek was verkeerd. Seker, ons het om so gedeelte, ek sien nou oralste as 'n mens nou in die winkelsentrums rondloop, en ek oralste sien 'n mens mos nou kersbome as jy by mense se huis kom, en dalk het die luisteraars dalk 'n kersboom in die huis ook op. Ek dink as ons so praat van beide halfronde, die noordelike halfrond en die suidelike halfrond, moet ons vir mekaar ook sê, en dit sluit so mooi aan by presies dit wat jy gesê het, is dat elke jaar word daar bome versier, nog al die jare. En daardie bome is soms eikebome en soms was dit dennebome. Ek dink nie dit was die plastiek bome soos wat ons dit vandag ken nie. Maar wat eintlik die oorspronklike betekenis daarvan was eintlik vir my so mooi om te besef, as ek vandag 'n boom sien, dan dink ek terug aan hierdie simbole. Die simbole is eintlik 'n simbole van lewe en die simbool van vrugbaarheid. So dis hierdie twee kante, hierdie lewe en nuutskepping wat plaasvind, vrugbaarheid, vermenigvuldiging, jy weet wat daar plaasvind. En dit het my eintlik 'n herinnering gegee dat God lewe gee, selfs wanneer dit donker of koud raak. En ek dink die eerste, is my so mooi om te dink, die eerste Kersfees gebeure het eintlik in eenvoud gebeur. As ons mooi dink daaraan, dan het dit in 'n stal gebeur, het dit nie in 'n paleis gebeur nie. Jy weet, ons die redder van die wêreld, die mensdom word in 'n stal gebore, in alle eenvoud. En dit herinner my dat God dalk juis op die plekke van eenvoud beweeg. Partykeer dink ons dat God in die plekke van glamour of in die plekke van glans, jy weet, of in hierdie groot veranderinge en hierdie groot wonderwerke, dan sê ons nie, maar God is hier. Maar dalk is dit juis wanneer God ons wil kom verras in die eenvoud van die lewe. Want as ek mooi moet gaan kyk, dan besef ek eintlik dat is dit nie dalk God se hart nie, dat sy verhaal in lig laat afspeel, maar in eenvoud, wanneer hy kies ook vir eenvoud, dat Kersfees altyd ook 'n uitnodiging is om deur familie en deur die vriende en deur die geskenke en deur al die goed wat in die winkels is en deur al die goed wat om my is, eintlik deur dit te kan kyk en eintlik die swaar kry rondom my te kan raak sien. As jy nou so gepraat het van bekendes, en toe die woord sommer in my hart opgekom, filmsterre. Ons praat van 'n bekende akteur, hy is 'n filmster. En ons het elkeen die vermoë om 'n Jesusster te kan wees, want dit wat in ons hart leef, is meer volhoubaar, en die motivering om ons hierdie Jesusster uitleef, is anders as 'n filmster. En terwyl jy net so praat, te besef ek eintlik vir die eerste keer, ek verstaan nou die woord filmster 'n bietjie beter vandag vir die eerste keer, om te dink, dis iemand wat sogenaamd skitter op die loopplank of op die silwerskerm of op die skerm of ergens op 'n televisie of ergens, skitter hierdie persoon, en dis hoekom hy nou 'n filmster is. Maar ons het elke dag die geleentheid in ons elke dag se gewone lewe om te gaan skitter, lig uit te dra vir die wêreld. Verseker, definitief. As ons omvat vir 'n oomblik van die Ou Testament af tot by die Nuwe Testament, tussen hierdie kontraste tussen duisternis en lig. Dan is dit nogal interessant, wat ons gesê het in Genesis, laat daar lig wees. En dan van daar af, en dit sluit so mooi aan by spesifiek hoe hierdie in ons eie lewe kan uitstraal, daarna buitekant toe. Kyk die verloop van Exodus tot Psalm, wat eintlik die wysheidsliteratuur is in die Bybel, het juis in Exodus die 4 kolom. Ek meen, as 'n mens nou mooi dink, die 4 kolom is lig wat gegee is. 'n wolkkolom deur die dag, 4 kolom in die aand wat eintlik gegee is. En snags is 'n 4 kolom om Israel, om die volk na 'n nuwe wêreld te lei. God is sigbaar in die lig. As ons dink in Psalm 119 vers 105, wat jy sê, u woord is die lamp vir my voete. U woord is die lig vir my voete, wat my wêreld, wat my pad verlig. As ons dink, God se onderrig maak die pad verstaanbaar en maak die pad wat ons op is helder sigbaar. As ons dink aan lig as God se guns en redding, dan dink ons onmiddellik aan Psalm 27, wat juis vir ons bring, die Here is my lig en my redding. So vir elkeen van ons, so hoeveel kere weer eens, die Here is my lig en my redding,
lig word die beeld van veiligheid, van identiteit, van hoop. En dan moet ons ook weet, God se lig is leiding, dis duidelik, dis redding, dis teenwoordigheid, dis elke oomblik met ons. En dan is die belofte wat in Jesaja later vandaan kom, is vir my so mooi, ons het dit Sondag nou weer gelees, Jesaja gebruik lig as eintlik die messiaanse simbool wat sê dat hierdie Messias gaan kom. So daardie Jesaja wat vorentoe kyk en sê, maar as ek moet profeteer, gaan hierdie lig na hierdie wêreld toe kom, en dan sê in Jesaja 9 vers 2, die volk wat in duisternis wandel. Ja. Die volk wat in duisternis wandel, want ons weet, hulle het afgode gehad, hulle het 'n klomp dinge, hulle het hulle self gekies, selfgesentreerdheid, dalk is van die luisteraars dalk op die oomblik daar waar ons besef, my lewe draai dalk net om myself, ek het dalk vir my klomp afgodsbeelde gemaak, jy weet, dalk my geld, dalk wat ook al dit mag wees, en dan sê hy vir die volk in Jesaja 9 vers 2, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Sure. En later in Jesaja 60 staan daar, staan op, julle wat Israel is, julle wat die volk van God is, staan op, word verlig, want jou lig kom. So dit is daardie, jy moet opstaan in die lig, jy is lig, maar weet net jou lig kom. So dit is absoluut toekomsgerig, en hier is eintlik die spanning, daar's 'n duisternis, die sonde, die gebrokenheid, die ballingskap waarin hierdie Israel hulle self bevind het, maar God beloof 'n lig wat na hierdie wêreld toe kom, 'n persoonlike lig, want elke keer het hy in die Ou Testament, dan stuur hy lig, of hy stuur 'n skoonmaking, en 'n regmaking, en dan op die ou einde in Jesaja sê hy, maar deur dit alles, gaan ek die persoonlike, gaan ek die werklike lig na hierdie wêreld te stuur, wat alles gaan kom verlig in hierdie wêreld. En dit is vir my so mooi om te weet, die Bybel is so waardevol vir ons elkeen van vandag, net weer eens, om dit te besef. Ek luister nou sommer van die lig, en ek dink ek nou aan 'n flits, ons het nou deesdae baie oulike flitse wat jy kan herlaai, maar hierdie lig wat ons van praat, het 'n energiebron wat net nooit uitgeput word nie. Seker. Dit is soos solarpanele, sonpanele word gelaai deur die son. En dit is my prakties terwyl jy nou so praat, as ons toelaat dat ons Hemelvader sy lig oor ons laat skyn, gaan ons genoeg energie en krag hê om ook ons lig te laat skyn. En daar sal net nooit 'n tekort wees nie. Ek onthou op 'n stadium baie duisternis in my lewe, en die dag toe Jesus in my lewe ingekom het die lig begin skyn. Dis amper soos 'n ou klein seentjie, ek dink terug aan my eie lewe op die plaas. Ek was mal oor 'n klein flitsie. Want as ek hom aansit, kan ek oral gaan en ek kan sien waar die liggie skyn. En in elkeen van ons se lewens het ons ook 'n voordeel in die sin dat as iemand langs jou se lig skyn, kan jy en sy lig saam nog net helderder skyn. Verseker, definitief. Dit laat my nogal dink aan die werklike lig. Ek dink daarin is dit ook, dit gee ook weer energie, nê. Dit bring ook weer vir iemand anders te weer lig. Maar Johannes 1 is vir my van die beste voorbeelde daarvan, om te besef dat hierdie Jesus is die woord wat eintlik vir ons lig bring. In hom was die lewe. Daar is vir my van die mooiste tekste in die Bybel. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Wow. As 'n mens mooi dink oor daai teksgedeelte, in hom was die lewe, en die lewe was die lig vir die mense. So lewe en lig word aan mekaar gekoppel vir alle mense. En dan die lig skyn juis in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitgedoof het nie. Wow. As 'n mens mooi dink oor daai teksgedeelte, die lig van die skepping word nou die lig van die mensdom. Vir elke persoon wat nou dalk moontlik mag inskakel, vir elke persoon wat in duisternis wandel, weet dat die lig van die skepping word nou die lig van die mensdom. God se oorspronklike bedoeling was juist dat sy verhaal in lig sou laat afspeel, vandag nog. Ja, ek onthou wat iemand eendag vir my gesê, duisternis vlug teen die spoed van lig. Verseker. Hy doof hom uit. Dit is in 'n kwessie van 'n sekond, nee, minder. Ek dink as jy dit moet gaan uitwerk, dan dink ek is dit presies wat jy ook sê. Dit is 'n wonderlike wonderlike plek om dan te wees. En ek dink ook uit dit uit is Lukas 2 eintlik vir my so mooi.
waar die herders, ek meen ons gaan nou in hierdie tyd gaan ons baie lees van die herders en almal wat daar by die stal by mekaar gekom het, en dan moet ons nie vergeet om die lig tussen dit raak te sien nie. Die herders sien die hemel se lig oopbreek, en dan die heerlikheid van die Here het rondom hulle kom skyn. Die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. En dan is dit Simeon se woorde wat jy sê, die lig tot verligting van al die nasies. Dit is vir my so mooi om te weet dat met Jesus in ons lewens is daar lig. Maak nie saak hoe duister en hoe donker ons lewens mag wees nie. Ja. Hierdie lig het ook iets vir my, 'n ander onderliggende toon. Nie net die skyn van 'n lig nie, maar dit maak ons lewe ligter. Dis minder beswaard, minder versukkeld, en daar's hoop, en daar's entoesiasme en ywer, en die lig wat ons skyn, laat ons 'n ligter lewe leef. Verseker, dit is daai, en ek wil so mooi aansluit by jou, dit is my so mooi om te weet dat, een van die bekende Johannes 8 vers 12, wat juist daardie woorde kom insê om te sê dat, ek is die lig vir die wêreld. As mens mooi dink, dat hierdie woorde wat hier gesê word, wie my volg sal nooit in die duisternis wandel nie. En jy het net nou gesê, daai ding van is die onuitputlike bron van lig. Al wat dit van ons vra is, of ons hom sal volg. En die Here vra nie van ons ability nie. Ons dink baie keer, hy vra van ons al die goed wat ons het, hoeveel ervaring, lewenservaring ons het, maar hy vra nie dit nie. Hy vra vir ons, is jy bereid om my te volg? Is jy beskikbaar? Amen. En ek sal jou op daardie pad, sal ek jou lewe kom verlig. Met wat? Met my woord, met my gees wat in jou leef, en dit sal jou woorde bepaal, dit sal jou lewe bepaal, sodat dit 'n lewe van lig sal wees. En dit beteken, hy bring openbaring, hy wys vir ons wie God is, hy bring vir ons redding, hy bring vir elke persoon redding in hierdie wêreld, en dit verwyder ons juis van hierdie duisternis, en hierdie skuld, en hierdie vrees. Hy bring vir ons die regte oriëntering, ons sê altyd vir mekaar, ek hou nie eintlik van die woord nie, die Engelse woord is vir my baie mooier, die woord, hy calibrate, hy kalibreer, ons lewe, dat ons op God alleen kan fokus. Dit lei ons lewens, dat ons reg gekalibreer kan word, om in lyn met God die Vader te kan wees. En dan is hy bring herstel. Hoeveel kere waar ons agtergekom het, dat mense se lewens donker en duisternis is. Vir my as iemand vir my vandag moet kom vra, wat is die lekkerste van jou werk, dan sal ek sê, dis wanneer nuwe bekeerlinge, of wanneer mense wat tot geloof al gekom het, net weer daardie kruismoment in hulle lewe bereik om te besef, maar ek kan nie meer nie, ek is hier, ek is verlore, ek is in duisternis, en God se lig is hier vir my, en 'n hele lewe wat omgedraai word, en 'n lewe van herstel, en van groei, en van vrug. Dit is waaroor hierdie lig eintlik moet gaan. Terwyl jy so praat, dink ek aan die kere wat ek in 'n pik donker kamer was, en daar was nie 'n lig naby my nie, maar dis amper asof 'n mens onvas op jou voete is. Jy verloor half balans. Hier is jy met alles in jou krag, jou sterkte en alles, maar nou is jy in 'n donker vertrek. Maar jy's onvas op jou voete, jy's onseker, jy weet nie of jy moet vorentoe of agtertoe nie. En ek besef nou, terwyl ons praat oor die lig van Jesus in ons lewens, dit bring standvastigheid, dit bring goeie balans, en jy kan doelgerig en gedrewe wees. Verseker. En ek dink dit bring ons ook, as ons dink aan Kersfees, dan is Kersfees die eerste koms van Jesus, maar een of ander tyd gaan daar 'n tweede koms wees. Wow. En dit is baie belangrik om vir onsself af te vra, wat gaan ons tussen hierdie twee komste van Jesus doen? As tussen sy eerste koms, en eendag wanneer hy ons weer gaan kom haal, wanneer daardie finale dag, wanneer daardie laaste bassein geblaas gaan word, is my vraag, wat doen ons tussen hierdie twee datums? Gaan ons lewens passief leef, en net met kopkennis van, ons weet die lig het na die wêreld toe gekom, vir baie van ons kan dit maklik net kopkennis wees. Of wanneer hierdie kopkennis in my, soos die Engelsman sal sê, in my gut, in my lewe, in my binneste, in voeling bring. Ek het dit nou die dag toe ek ook hier by die radiostasie saam met jou was, het ons gesels oor die woord splagnietsomai, wat beteken sy binnewande het begin bewe, het in beweging gekom. En mag hierdie Kersfees en die lig wat na die wêreld toe gekom het,
dieselfde ervaring in ons binneste kom gee, om ons so in beweging te bring, dat ek nie anders te kan as om die lig wat God aan my gegee het, want hy het gesê, julle is nou die lig vir die wêreld, moet dit nie op onder 'n maatemmer wegsteek nie. Te veel mense sê, nee, ek sal eendag wanneer ek tyd het, asseblief. Eendag wanneer ek genoeg geld het, of eendag wanneer ek genoeg weet, of wanneer dit my pas, of wanneer ek is nou te besig met my kinders, en te besig met, en dit is alles baie goeie redes, maar dit kan baie maklik verskonings raak, om niks te doen nie. So die groot vraag is, wat doen ons tussen Jesus se eerste koms, en wat doen ons teenoor die dag wanneer hy ons weer gaan kom haal? Gaan hy vir ons kan sê, jy was aktief besig in my lig, of sal hy sê, jy het jou gawes, die talente waarmee ek jou geseën het, die dinge wat ek jou mee toevertrou het jy dit onder 'n maatemmer gaan wegsteek, want tog weet ons, as iets onder 'n maatemmer weggesteek word, kan niks groei en niks vrug kan daarvan kom nie. Dit laat my nou dink aan, soos wat ons in die lig wandel, en het 'n voordeel vir ons broers en susters in die Here wat saam met ons wandel. En soms besef 'n ou nie, ons redding gaan om die liggaam van Christus te versterk, en soos ons het nou gesels vandag, om net meer lig te bring, want hier wandel jy nou in die lig van Jesus, en jy reflekteer korrek en akkuraat, en dit het direkte impak op mense rondom ons. Ek wil amper sê, jy kan 'n flits in enige donker vertrek en vat, daar sal altyd lig wees. So dink net aan hierdie voorreg wat ons het, om die lig van Jesus te kan uitdra, te kan uitleef, en die voordeel wat dit het, en veral vir mense wat in duisternis vasgevang is, hulle gaan ons ou liggie op 'n myl ver sien, en hulle gaan sê, ek sien iets raak, en dan hier binne in sy gees sal hy wakker word en sê, dit is wat ek soek, hoe kan ek dit kry? Dit is my, so mooi wat jy sê, dit laat my nogal dink, een van my kollegas het eendag gesê, dat God se lig juist deurbreek in plekke en in ruimtes in waar ons dit die minste verwag. Amen. As 'n mens nou mooi dink daaroor, dis presies dit. As ons dink aan die krib, ons het dit die minste verwag in 'n stal, in 'n krib in Bethlehem. Met mense wat van Nazareth afkom, en wat sê eintlik niks goed kan eintlik van Nazareth afkom nie. Ons weet ook wat in daai gedeelte gesê word, as ons dink aan 'n kruishout. Dis die plek die minste waar ons eintlik God se lig sou sien deurbreek, en veral in daardie tyd. As ons dink aan 'n leë graf, ons het gedink dat dit is verby, dit is klaar, die wêreld het gedink is klaar, en God het sy lig daardeur laat deurbreek. En ek dink vandag ook, mag die klein ruimtes, en die ruimtes waar ons dit die minste verwag, mag ons oop wees om God se lig daar te sien, maar so belangrik, mag daardie lig in ons lewens inskyn, sodat ons ook dit kan reflekteer en kan uitskyn deur ons krake van hierdie lewe vir 'n wêreld om te sien, want God wil ons lewens vandag nog in lig laat afspeel. Ja, ek kyk nou die dag na een van die nuwe flitse wat 'n mens nou te koop kan kry, maar dis 'n hele klomp klein LED liggies. En as hulle almal saamwerk, het jy hierdie verskriklike helder, verbuisterende wit lig eintlik. En terwyl ons so praat, besef ek net, as meer van ons bymekaar kan kom, veral op hierdie Kersdag, en ons kom net bymekaar, elkeen bring net sy ou klein liggetjie, maar sit al hierdie ligte bymekaar, dan is dit nog helderder. En die verlore gaande wêreld, die duisternis, gaan hierdie lig raak sien, en ons gaan skitter vir ons Jesus. Dis 'n baie mooi beeld, dankie vir dit. Ek dink dis wat 'n mens definitief kan gebruik. Ek dink op 'n tyd was, as jy dink aan 'n soeklig. 'n Soeklig was in die verlede net een groot sterk lig, net een gloeilampie. Dit was een gloeilampie, maar as 'n mens vandag moet gaan kyk, deesdae met die LED's, is klomp liggies wat saam gesit word. Om juis in die oomblik wanneer van daai liggies blaas, dan kan jy agterkom hoe sy effektiwiteit verlore raak. En ek dink dit gaan ook vir ons as gelowiges ook, om te sê, maar kom ons staan teen mekaar, ons laat ons lig skyn, veral in hierdie wêreld waarin ons leef, 'n wêreld wat baie maklik uit mekaar uit kan wees, as 'n mens kyk na wat gebeur, mense wat mense in kampe wil laat injaag, mense wat
hoe kan mense oneenheid wil skep in hierdie wêreld. As ons dink aan partye wat teenoor mekaar stelling inneem, dink ek is die groot belangrike ding wat ons vir mekaar moet sê, is dat nog al die jare het verandering in die wêreld plaasgevind op grondvlak, op mense wat met mekaar verbind en iets daadwerkliks God se lig daardeur laat skyn het en 'n wonderlike beweging tot stand gebring het. Dis juist daar waar die siekes versorg was. Dis juist daar waar die armes gehelp was. Dis juist waar die wat uitgewerp is en uitgestoot is in die samelewing nader getrek is. Dit is die evangelieboodskap van lig. En vandag nog sit ons met mense in ons midde, in ons wêreld, wat soekend is na daardie lig wat ons vir hulle ook kan bied. En dat hulle nie kan sê hoe goed ons is nie, maar dat hulle deur ons lewens sal kyk en eerder sal getuig hoe goed die Here is vir hulle ook daardeur. Die woord visie, wat kan ek sien, word net vir my 'n nuwe realiteit vandag. Met hierdie lig kan ons sien. Ons het visie, ons het hoop. Daar is iets wat ons kan verkoop en hierdie lig van Jesus maak dit vir ons moontlik en ons kan beweeg en ons kan tree in vertroue gee want ek kan sien waantoe ek op pad is. Verseker, definitief. Kersfees is juist God se laat daar lig wees vir 'n gebroke wêreld. En ons moet ook weet dat Jesus is God se lig wat die donker nie kan oorweldig nie. Ons moet dit ook weet. Iemand het nou die dag gesê dat die Ou Testament wag op die lig en dat die Nuwe Testament onthul die lig. Wow. Dit is my so mooi om te weet, daar is iets van hierdie wag op hierdie lig. Elke keer is daar herstel wat kom. En eintlik hulle wag op hierdie lig. Die profesie wat daar gesê word, is dat hierdie lig gaan kom. Die Nuwe Testament getuig van daardie lig. En vandag nog leef daardie lig in ons hande, en in ons voete, en ons monde, en in ons lewe. Leef daardie lig ook dan natuurlik verder. Wat ek net gou vir jou wil vra, die tema in die gemeente hierdie jaar was absoluut lig. Kan jy getuig van 1 of 2 situasies waar jy kon sien hoe die lig deurgebreek het in die gemeente? Ja, as ek net so 'n verhaal kan vertel, ek dink een van die mooiste verhale wat plaasgevind het in hierdie jaar is herstel van verhoudings. Waar 'n pa en 'n seun byvoorbeeld nie met mekaar gepraat het nie. En wat in die erediens eintlik op 2 verskillende plekke by ons 2 verskillende kampusse, die pa het by die Gama bygewoon en die seun het by die kompleks bygewoon. Dis mos nou 2 verskillende spiritualiteite. En na die tyd het hulle mekaar gebel, nadat een van die temas in ons 40 dae was gewees, om herstel te gaan bring. Het hulle met mekaar gepraat en gesê, hulle dink hulle moet met mekaar gesels, en vandag waar hulle vir hoeveel maande nie met mekaar gepraat het, en dit gaan binnekort hopelik 'n mooi getuienis ook wees, wat ons gaan opneem, waar herstel kon plaasvind tussen 'n pa en 'n seun, wat in dieselfde dorp bly, wat vir hoeveel maande nie met mekaar gepraat het nie, as gevolg van hierdie koppestamp wat plaasgevind het. En heel moontlike misverstand. En heel waarskynlik, meeste van die tyd is dit mos maar misverstande, en daar wat herstel kon plaasvind. As ons dink aan waar lig ook is dat mense weer opgehelp kon word. Ons het ons gemeente maak baie met die gemeenskap, eintlik om die gemeenskap op te help. So ons het vir mekaar ook gesê, uit ons barmhartigheidsbedienings uit, is daar klomp kos wat uitgedeel word maandeliks. En wat vir my so mooi is dat mense ons bel en sê, baie dankie dat julle ons gehelp het tot hier. Ons is nou okay en ons is op ons voete. Dit is die mooi verhale waar ons besef, maar God se lig skyn juis in daardie plekke. En dat hulle dan die telefoon optel en vir ons sê, baie dankie dat ons hulle gehelp het, en hulle is nou reg, en hulle is nou hier om ook verder, tot diens te wees, tot die gemeente, maar ook tot ander mense. En ek dink dit is die mooi verhaal wat ook rondom dit gaan. Ja, so lig bemagtig. Dis wat hy doen. Lig beweeg, lig steek aan. Lig bring dat mense sê, maar ek wil dit hê, ek wil iets daarvan, wil ek vir my eie lewe, ek wil ons almal, as ek vandag vir jou moet vra, wil jy hê dat jou lewe in duisternis moet afspeel?
En ek dink in die Bybelse tyd, dink ek was dit baie sterker gevoel, nê. Omrede hulle moes letterlik fisiese lamp aansteek. Ons sit vandag in hierdie ateljee met 'n klomp lig en ek sien sommer daar voor jou die klomp liggies wat op en af hardloop. Die groen liggies met die mengbord wat voor jou is, jy weet, al die dinge, al die skerms en die rooi liggies wat weet dat ons is nou aanlyn. So ons is gewoond, dis wat ek net nou gesê het. Ons is so gewoond in vandag se tyd aan lig, dat ek dink as ons onsself net weer gaan terugplaas na die Ou Testament toe, dan dink ek gaan hierdie baie meer betekenis hê as vir ons van vandag, want hoekom, ek weet as dit donker word, dan moet ek 'n lamp opsteek of ek moet vuur maak. So dit het 'n baie dieper betekenis. Ek dink oor jare het hy verlore geraak. Wat ek nou geniet van ons gesprek, en ons het ook gebid dat die Here ons sal lei, ek kry nou sommer net die woord in my hart, 'n vreugdevuur. Laat daar vreugdevure wees. Nou 'n vreugdevuur bring nie net lig nie, maar hy bring ook warmte. Hy bring samesyn. So op hierdie Kersdag, laat daar vreugdevure brand. En die mooiste vir my is wanneer daar rekonsiliasie in verhoudings plaasvind, soos die pa en die seun wat jy dink nie die vreugdevure. Jy brand 'n vuur van vreugde, bring lig, bring hitte, vertroosting en samesyn. Amen, verseker. En mag ons dit vir onsself ook afvra. Waar in ons lewe is ons besig om juist die lig uit te leef daar na buitekant toe. Die woorde van Romeine 12 wat juist vir ons kom sê, die riglyne van 'n Christelike lewe, is dat juist in daai een gedeelte staan, sover dit van jou afhang, leef in vrede met alle mense. Maar saam met daardie vrede ook vreugde. Wat het ons van ons kant af gedoen om vrede te bewaar of om vrede te maak? En dalk is hierdie Kersfees 'n tyd om te sê, mag ek my eie ego en my eie trots een kant toe sit? Mag ek die telefoon optel? Mag ek daai e-pos weer antwoord? Of mag ek weer herstel bring? Want hierdie is 'n tyd om te besef, maar die eerste koms vier ons, maar saam met dit hou ons die tweede koms in gedagte. Hoe gaan ons lewe lyk tussen die eerste en die tweede koms van Jesus Christus? En dis wat toe Vader vir Jesus aarde toe gestuur het, sy hart was rekonsiliasie, versoening, want net soos wat hy Jesus gebring het om die wêreld met hom te kon versoen en rekonsiliasie en restituisie moontlik te maak, gee hy vir ons die bediening van versoening. En hierdie hande vat en toevou mekaar in Jesus liefde. Dis 'n roeping, en omdat daar 'n goddelike roeping op ons lewe is vir versoening, is daar 'n salwing. Dit maak dit vir ons makliker, maar mensekind, gee jy die eerste tree in versoening, beweeg nader, laat jou lig beweeg in die rigting waar daar duisternis in 'n verhouding is. Dit is so mooi. Dankie vir dit, en mag dit ook ons lewe ook wees. Het jy geweet, Gabriel, in die begin van die Ou Testament, was die woorde in die begin, laat daar lig wees. Openbaring aan die einde, Openbaring 21 en 22, word hy weer afgesluit met lig. As jy nou mooi dink oor die woorde, die nuwe Jerusalem het geen son nodig nie. Die woorde staan daar so, die heerlikheid van God verlig alles. Soos ons mooi daaroor moet dink. Lig aan die begin, lig aan die einde. So daarin sê dit eintlik dat geen nag, geen vrees, geen verborgenheid nie. En die sleutelgedagte is eintlik God se verhaal begin en eindig met lig. En Kersfees is eintlik hier die toppunt van daardie verhaal. Om te besef, maar hierdie lig het na die wêreld toe gekom, en reeds deur die hele lewe is my lewe is dit deur lig. Ek wil dit amper sê, is daar 'n deurlig wat plaasvind, en is dit ook so van begin tot aan die einde. Is my lewe 'n lewe wat in lig sou kon afspeel. En die wonderlike ding is, ek dink die woord deurskynend kom nou sommer weer op my hart. Met ander woorde, die lig van Jesus moet op ons val en hy moet deur ons skyn. En ek het nou al 'n paar keer met mense te doen gehad, jy kan sommer sien, dis nag. Soos ek net nou gesê, die see het die son se einde beteken, die son het in die see verdrink. En dit is baie keer iets wat ons ook die vrymoedigheid moet hê, veral ons as mans, om na 'n broer in Christus toe te gaan en te sê, luister Pel, ou vriend, ou broer, dis donker. Dinge werk nie uit nie. Kom ons
praat net 'n bietjie. Ek wil net vir jou sê wat is die huidige situasie in my lewe. Ek het hoop nodig. Ergens moet daar lig skyn. En die hartseer van alles is baie keer as jy na 'n motor se ligte kyk en hy's vaal en vuil en kort 'n bietjie skoon maak, dan kan die lig weer helder deurskyn. En dan ek kry sommer die woord, you must be a shining bright light. Nie 'n ou dowwe lig nie, man. Laat jou lig skitter. Ja, dit is daai ding om juist dit nie 'n maatemmer op dit te sit nie. Ek dink dit is belangrik. Ek dink ons moet in hierdie Kersfees ook besef dat ons is die lig wat nou hierdie wêreld, Jesus se lig eintlik verder vat. Dit moenie by ons stop nie. Gaan dit net by ons stop? Ja. Of gaan ons dit deurvoer en gaan ons dit deurleef? En daarin is dit om weg te kyk van jouself af. Ek dink Kersfees in die lewe gaan ook daaroor, om weg te kyk van jouself af en werklik ander mense raak te sien. Dit beteken, ek dink, soveel kere as mense daai woorde gebruik wat jy sê, dat dit voel vir my asof die son in die see verdrink het. Ja, daar kan mediese toestande wees, dit kan swaar kry wees, dit kan wat ook al wees vir bitterheid, wat so maklik deel van 'n mens se lewe kan raak as gevolg van optredes of dinge wat met ons in die lewe gebeur. Maar dan dink ek, as 'n mens gaan kyk na die verhale van die Ou en die Nuwe Testament, is dat hoeveel kere is daar Bybelse karakters. Ons doen volgende jaar gaan ons 'n hele 40 dae doen oor Bybelse karakters. Waar God juis herstel gebring het vir mense wat eintlik heeltemal uitmekaar uit was. Daar was vir hulle geen hoop nie. Maar met God bring hy weer herstel. So dit gaan eintlik die hele tema wees wat ons dan nou gaan hanteer, is om te sê dat in daardie herleef tema wat ons vir die jaar gaan behandel, het ons vir mekaar gesê, waar het God herstel gebring? En as ons gaan kyk na die woord, en dis hoekom ek sê, as ons op 'n plek is waar ons voel dat die son in die see verdrink het, duisternis, donkerte, weer om terug te kom na God se woord toe, weer terug te kom na dit toe wat vir ons weer kan waarde gee, om te besef, maar God se storie het nie gestop aan die einde van Openbaring nie. Hy het eintlik vir ons in daardie Nuwe Testament gesê, dat ek skryf vandag die storie en die verhale deur julle lewens verder. En daarom mag ons nooit mense wees wie se lewe so om onsself draai, dat ons net onsself sal raak sien nie. Maar in hierdie Kersfeestyd, weg van onsself, in hierdie volgende nuwe jaar, weg van onsself af, nie waar skuld die wêreld my, of waar skuld die mense my nie, maar wat kan ek bydra, ongeag, om niks te verwag nie, maar om eintlik God se lig te gaan uitdra in daardie wêreld, dan sal dit 'n lewe van vreugde, soos wat jy ook net nou gesê het, wees. Ja, as ek nou dink, noordelike halfrond, suidelike halfrond, die hele wêreld, Kersdag, Kersfeesviering, bly seker die geleentheid in die wêreld, wat die hele wêreld van weet. Of jy nou daarvoor is, en of jy daar teen is, en of jy niks daarmee te doen wil hê nie, daar moet iets wees waarmee jy niks te doen wil hê nie. Daar moet iets wees wat jy raak sien en erken. En hier is ons aan die suidpunt van Afrika, spesifiek Jeffreys Bay, en ons kan op hierdie Kersdag aan ons Vader al die lof en die eer gee en sê, dankie Vader, dat U seun gestuur het. Wat vir my mooi is, hy moes 'n kind stuur, sodat ons kan kinders word. En ons kan net vir die Vader dankie sê, dat ons hier mag wees, op hierdie Kersdag, met vreugde in ons hart. Joe, ek dink ons is feitelik aan die einde van ons Kersprogram, as jy dalk vir ons kan 'n laaste dingetjie saamvat, en dan vir ons afsluit in 'n kort gebed. Ek dink die laaste gedeelte is, God se lig leef nou in ons voort. Ja. Die bergpredikasie het juist daarna gesê, sodra Jesus opstaan en die Gees stuur, gebeur 'n verskywing. Jesus sê, julle is die lig vir hierdie wêreld. Ja. Julle is die lig van die wêreld. Ons dra sy lig as karakter. Ja. Die vrug van die Gees wat in ons elkeen leef. Amen. Ons dra die lig van sy teenwoordigheid, die teenwoordigheid ook van gebrokenheid, wat deel is van ons verhale, en ook die lig as roeping in ons lewens, om hoop te bring in die donker ruimtes, en die ruimtes waar ons dit die minste verwag het. Mag dit deel wees daarvan. Wat ek hoor, is wat Jesus sê, en ek sê, ek is die lig, maar nou word julle die lig. Amen. Wat 'n voorreg om te kon hoor ons Jesus sê, ek is die lig, maar nou word julle die lig. Julle word die lig. Ja. En so in elkeen van ons,
dit is disippelskap. Yes. In elke liewe plek waar ek kom, Ja. waar los ek mense ook met die lig, Amen. sodat hulle die lig kan wees, sodat hulle die lig kan wees, sodat hulle die lig kan wees. Dis die hartklop van Jesus, wat hy juis gesê het, gaan uit, gaan na elke plek waar ek van plan was om te gaan. Ek dink Jesus was van plan om Jeffreys Bay toe ook te kom. Ja. Hy was van plan om na die hele wêreld toe te gaan, en dan stuur Ja. hy sy disippels, hy stuur 12 van hulle, en dan stuur hy later 72, 2 vooruit, en, en wat sê hy vir hulle? Hy sê vir hulle, gaan. En wat moet hulle gaan doen? Hulle woorde moet vrede wees, maar hulle moet lig dra, en hulle moet sout vir die wêreld wees, hulle moet smaak bring, hulle moet lig bring. Ja. En vandag nog, as dankie vir daardie beweging, wat daardie tyd tot stand gekom het. Dink vir jouself wat sou gebeur het as die 12 disippels alles vir hulle self gehou het. Mens. Sou ons nie vandag hier gesit het nie, sou ons nie vandag na hierdie radiostasie gehoor het nie. Absoluut. Ons sou heeltemal verlore in duisternis gewees het. En ek dink dit is maar die hart wat ons vir mekaar ook moet sê, is dit word vandag nog in ons lewens gegee, om verder te versprei in ons huishoudings, in ons families, in ons vriendekringe, in ons omgewing waar ons leef. Mag die lig voortleef deur ons lewens in elke liewe aspek. Okay, kom ons bid saam, gee jy vir ons 'n pragtige Kersgebed. Wonderlik. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here, baie baie dankie dat ons in hierdie gesprek kon hoor en vandag net weer kan beleef dat U is die lig vir hierdie wêreld. Maar Here, dat U ook gesê het dat jy reeds in die begin laat daar lig wees. En daar was lig, en soveel kere het die mens duisternis ingebring. Ons dink aan Adam en Eva. Ons dink aan die sondeval. Ons dink aan later van tyd hoe die volk eintlik 'n klomp ander gode begin dien het, duisternis, Here, op duisternis. En steeds het U 'n plan gehad. U plan was juis dat U lig sou deurskyn deur daardie donker duisternis van hierdie lewe. So het U seun gestuur om vir ons die lig, die werklike lig wat alles kom oortref het, wat op elke liewe duister, donker plek het U lig kom skyn. Dankie dat dit vandag nog steeds 'n realiteit in ons lewens is, dat U lig steeds skyn in ons duister stories, in ons verhale, ons agtergrond. En vandag nog, Here, wanneer daar wanhoop verkondig word in 'n wêreld, dan weet ons, daar waar lig val, en waar U lig val, is daar moontlikhede, en is daar groei, en is daar vrug. Ons bid, Here, vir elkeen wat ook inskakel, elkeen wat luister, mag die genade, mag die liefde, mag die lig in en deur hulle ook skyn vir 'n wêreld om te sien wie U is, dat U is die genadevolle Vader, U is die liefdevolle Vader, U is die een wat lig bring, U is die een wat ons in beweging bring. Dankie vir U goedheid, as ook vir al die genade. In Jesus naam kom bid ons dit. Amen. Amen, amen.